Ek kan net nie losraak van my stikkende potjie nie. Hy is die hele tyd in my gedagtes en as ek hierdie ou potjie sien, dan sien ek ons wêreld. Ek sien ons Suid-Afrika, ek sien gesinne. Ek sien plekke. Stikkend. Kom ons praat nog verder hieroor, want dis waaroor die evangelie ook gaan, oor stikkende mense, oor heel word, oor ons God wat ons weer kan heel maak. Ek kom agter dat as iets stikkend is, raak mense se geduld gou op. Hulle wil ding moet heel wees. En as hy gebreek is, dan word hy weggegooi. Hy beland op 'n ashoop of in die asblik, of hy word iewers in 'n solder weggegooi. Party mense kan net nie van hom ontslaa raak nie, hulle bære hom. Daar's amper soos ek en my ou potjie, ek hou hom nou maar hy herinner my die hele tyd aan iets. Op die straathoeke, buitekant ons gesin, ons doen dit met mense ook. Ons hou nie van goed wat stikkend is nie, ons hou nie van goed wat skeefloop nie, en daarom, die wêreld wil ontslaa raak van alles wat stikkend is, en wat oud is partykeer, en wat stadig raak. En dis hoekom ek my potjie hou, want weet julle wat, boeties en sissies, ek vra myself die hele tyd, hoekom wil ek nie van hierdie potjie ontslaa raak nie? Want hy's myne. Hy het 'n diep storie. Hy kom al 62 jaar saam met my. Deur my jongmensjare, deur my hoërskooljare, deur my troujare, het ek die ou potjie saam met my. So, hy het 'n diep storie, 'n storie van waar ek vandaan kom, en daarom was hy vir my kosbaar, en ek wil hom nie weggooi nie, ek wil hom eintlik heel maak, ek wil hom reg maak, ek wil dit bewaar wat vir my kosbaar is. Weet julle, die Chinese het 'n wonderlike kultuur. As 'n pot by hulle breek, dan vat hulle die pot en hulle maak hom heel, en daar waar die lyntjies van die gom loop, vat hulle suiwer goud, 18 karaat goud, en dan verf hulle met goud daai krake toe. En op die ou einde word die pot al hoe meer kosbaar. So hulle gooi dit nie weg nie, hulle maak dit met goud reg. En as hulle dit met goud reg gemaak word, dan is hierdie potjie eintlik baie meer werd as wat hy was voordat hy gebreek het. En elke mens, jy wat vanmôre sit en luister, is so vir God. Jy is so vir hom. Jy het 'n diep storie, jy het deur sy hande saamgeweef, jy's kosbaar vir hom. En as jy stikkend is, wil hy jou met goud kom heel maak, sodat jy meer waarde het. Dit is so interessant, hier in 1 Petrus 1 vers 4 skryf ou Petrus hierdie woorde, hy sê, God het inderdaad 'n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk nie. God hou dit veilig by hom. En God sal ook julle deur sy krag veilig bewaar, sodat julle die verlossing sal ontvang, deurdat julle op hom vertrou. Is dit nie wonderlik nie? Petrus, wat ook maar 'n ou stikkende potjie was, wat kom sê, maar God wil ons erfporsie vir ons gee. Hy wil vir ons kom heel maak. Hy wil ons kom nader bring. Dis hoekom mense deur die wêreld maklik weggegooi word. Ag, gesinne gooi kinders baie keer weg. Mans gooi hulle vrouens weg. Vrouens gooi hulle mans weg.
Die werk gooi jou weg wanneer jy nie meer heeltemal is soos wat jy was nie. Volke word weggegooi. Ag, ons het julle nie meer nodig nie. Maar God doen dit nie. Want mense is vir hom kosbaar. En hy het hierdie erfporsie vir elkeen van ons. En daarom gaan hy ons wil heel maak. En hy maak ons ook met goud reg. Elke keer wanneer jy met jou stikkend na hom toe kom, dan sit God jou aan mekaar. Hy vat jou en hy sit jou aan mekaar. En in hierdie aan mekaar sit, dan wil hy so graag hê dat daar met goud oor die merkies geverf word, sodat jy meer waarde. Dit is so, soos as ek ouer word, besef ek, die Here maak my al hoe meer waardevol in terme van sy oë. En daarom is dit so nodig dat as ons seer kry, of as ons stikkend is, of as ons dinge met ons gebeur wat nie lekker is nie, dan moet ons na hom toe gaan. Want hy het hierdie vermoë. Hy het hierdie vermoë om jou meer waardevol te maak as wat jy was. Die wêreld maak jou minder waardevol. Op die ou einde is jy 'n randeier. Is jy iemand wat onder 'n boom iewers lê of op 'n straathoek staan. Maar nie by God nie. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat ek en jy aanbid. En hier in Paastyd, hierdie tyd waarin hy ook homself gegee het sodat ons kan heel word, moet ons dit vir mekaar sê. En dan skryf ou Petrus hierso so 1 vers aan in vers 7. Sê hy hierdie, die doel met die beproewings of die stikkend word, is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets, soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Dis God se doel. So stikkend is vir hom great, want stikkend bring jou na hom. En stikkend maak dat hy jou sterker in jou geloof maak en beter maak en voor. Baie mense hardloop na allerlei ander plekke toe wanneer hulle stikkend is. Hulle word kwaad vir God. Hulle maak hom eintlik die skuldige party. Moenie dit doen nie, boeties en sissies. Ek weet elkeen van ons het stikkend. Ek weet nie wat jou stikkend is nie. Maar as jy stikkend het, vat dit na hom toe. Vat dit vir die Here. En weet julle wat? Hy gaan dit toets en hy gaan dit suiwer en hy gaan dit louter en hy gaan jou aan mekaar sit en hy gaan met goud oorverf. Al word jy 1000 keer gebreek, laterand gaan jy eintlik net 'n goue potjie wees. As jy elke keer na die Here toe gaan. En dan weet julle wat gebeur met 'n mens wat sy stikkend na God toe bring. Na die een wat kan heel maak. Jy word eintlik laterand 'n soliede goue potjie. Gesuiwer. Met eer en met heerlikheid en met lof. Dit is nie wonderlik hierdie woorde nie. In jou gesetel is daar eer en heerlikheid en lof. So sien die wêreld jou dan. So sien God jou dan. Ons Jesus kom terug. Hy het jou lief. Hy soek jou net so stikkend soos wat jy is. Ek groet julle vanmôre in sy wonderlike naam. Amen.